Hallo julle en baie welkom by vandag se Tekkiesdiens. Ek hoop jy het 'n baie lekker week gehad en as jy verjaar het dat dit vir jou regtig lekker was. Die van julle wat by die buitelugskool was, ek weet daar was 'n klomp van julle, ek hoop dit was regtig baie lekker en dat jou bene nie te seer is na al die stappery en ek weet nie of julle gehardloop het of PT gedoen het nie. Maar dat jy ook jou slaap wat jy moes gekry het, jy kon inhaal, want ek weet my slaap mos nou nie so baie nie, maar ek hoop regtig jy het 'n baie lekker week gehad en baie welkom by vandag se Tekkiesdiens. Ons gaan vandag saam nagmaal ook vier, so jy's welkom om die video ook nou te pause as jy gou net jou nagmaal bietjies wil bymekaar kry en reg kry. Ons gaan die nagmaal aan die einde van die diens gebruik. Maar kom ons bid saam en dan vra ons die Here se seën. Here, baie dankie. Dankie dat ons vandag so as een groot familie by mekaar kan wees. Dankie Here dat U vir ons deur U woord en deur die Gees ook wil lei en vir ons wil leer. Dankie vir die voorreg om vandag saam te kan nagmaal vier en dit te kan gebruik en U genade ook op so 'n manier te kan beleef. Seën ons saam wees vandag in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag jy sy liefde en sy vrede ook beleef. Amen. Julle kom ons sing saam, jy kan ook opstaan as jy saam met die bewegings wil doen van die liedjie en daarna het jy ook kans om die Here te dien met jou dankoffer. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. And I am free to run. And I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free.
Maar julle, vandag gaan ons 'n spesifieke voorwerp gebruik om vir ons iets te leer oor ons verhouding met God. Nou, julle gaan moet probeer raai wat hierdie voorwerp is. So ek gaan vir jou 'n paar tips gee en dan kyk jy of jy kan agterkom wat se voorwerp dit is. Okay, so die eerste tip is die goue skat wat binne in hierdie ding is binne in 'n ovaalvormige voorwerp, maar daar's nie slotte nie. Okay, weet jy al wat dit is? Tweede tip wat ek vir jou wil gee is, as hierdie ding vrot is, dryf hy op die water, maar as hy nog vars is, dan sink hy tot op die grond. Weet jy nou al wat dit is? Die derde tip wat ek vir jou wil gee is, jy kan dit eet, maar as jy dit op die verkeerde manier eet, kan dit jou dalk miskien siek maak. Okay, weet jy nou al wat dit is? Nog 'n tip, as 'n mens dit warm maak, dan word die vloeistof aan die binnekant 'n vaste stof. Jy behoort nou al seker te weet wat dit is. Hierdie laaste tip gaan dit verseker weggee. Okay. Hierdie voorwerp kom van 'n hoender af. En nou moet jy seker weet, né? Wat is dit? Dit is natuurlik 'n eier, né? 'n eier. Nou ek wil hê julle moet gou vir mekaar sê, wat is jou favorite ding of dis wat jy van 'n eier al geëet het? Miskien is dit miskien 'n gebakte eier, sunny side up, of hou jy van scrambled eier? Hou jy dalk meer van 'n omelet, of hou jy dalk meer van French toast, of miskien hou jy nie regtig van daai goed nie, maar jy hou van koekbak, né? En dan moet hierdie goed mos nou ook daarso inkom. Maar dis amazing wat 'n eier alles kan doen, né? En wat ons daarmee kan doen. Ek wil hierdie eier gou vir ons breek. Kom ons breek hom sommer so. Kom ek sit hom. Okay. So daar het ons 'n gebreekte eier en hier is die stikkende dop. Daar val 'n bietjie van hierdie eiergeel of 'n eierwit hier so tussenin. Maar nou sit ons met 'n gebreekte eier en ons sit met sy gebreekte dop. Hier is ons die dop wat gebreek is. Nou dink julle ek kan hierdie eier, die wit en die geel, hierin teruggooi, bietjie superglue vat en alles weer aan mekaar plak. Dink julle dit gaan werk? Ek dink nie so nie. Ek dink eers ek gaan probeer nie, want hier is so sulke klein stukkies dop wat by mekaar moet kom wat nou gebreek is, né? So mense sal dit nooit weer kan kry soos wat hy was nie, né? Een heel dop wat alles reg is en alles aan die binnekant mooi vashou nie. Jy gaan dit nooit weer reg kry nie. En dis dieselfde julle met ons lewens. God het die mens gemaak heel in die begin. En hy het dit perfek gemaak. En toe kom die sonde en maak alles stikkend. Amper soos hierdie gebreekte eier, nê. Ons, vandat ons gebore is, vandat jy jou eerste asemhaal, is ons gebroke mense. Ons is stikkende mense, ons is sondige mense. Ons lyk amper soos hierdie eier wat bietjie stikkend is, nê. En ons kan nie onsself regmaak nie. Daar's niks wat ons kan doen wat gaan maak dat ons weer een heel eier is, soos wat dit in die begin was nie. Maar hier's goeie nuus. Ek wil vir ons lees uit Romeine 12 vers 1 en 2. Julle gaan sommer miskien dadelik hoor, julle ken dalk hierdie stukkie, vir al die mammas en pappas, maar ek lees dit vir ons uit die Bybel vir almal se vertaling. Dit klink so bietjie anders daar. Vriende, God is baie goed vir julle. Daarom vra ek mooi vir julle, julle moet vir God dien, soos hy wil hê julle hom moet dien. Julle moet self offers wees vir hom. Dit beteken, julle moet reg lewe. Julle moenie sonde doen nie, want julle behoort aan God. Julle moet goeie dinge doen, dinge waarvan God hou. En dan vers 2.
Julle moenie wees soos die mense van hierdie wêreld nie. Julle moet vir God vra om julle te verander, sodat julle die regte dinge sal dink. Dan sal julle dinge doen wat God wil hê julle moet doen. Goeie dinge. Dinge waarvan hy hou. Dinge wat heeltemal reg is. Nou julle, hier sê Paulus vir ons self kan ons nie verander nie. Ons kan nie self weer onsself heel maak en reg maak nie, nê. Maar die verandering kom van God af. Paulus sê ons moet vir God vra om ons te verander, om ons weer heel te maak. En hoe doen hy dit? Nou, 'n gebreekte eier, julle, hierdie eier wit en eiergeel wat hierin is, soos wat hy daar is, ek sou hom seker nou kon drink, maar dit sal nie baie lekker wees nie, jy sal miskien siek raak, of jy kan ander goedjies bygooi. Maar wat jy ook kan doen is, jy kan hierdie eier nou vat, en dan kan jy nou, eggs Benedict daarvan maak, jy pouched egg maak, of jy kan 'n gebakte eier maak, of jy kan 'n scrambled eier maak, of jy kan 'n klein omelet maak, of bietjie French toast, of, ag man, daar's mos nou klomp goed wat jy kan doen, om hierdie eier, jy kan dit mos nou bygooi en koekies bak, of pannekoek maak, of wat ook al, maar daar's iets wat jy kan doen met hierdie eier. Hierdie eier, soos wat hy hier is stikkend, hy's gebreek, maar hy kan ook weer verander word, sodat hy weer bruikbaar en lekker is. Julle, en die eier word dan iets heeltemal anders. Dis nie meer net 'n gebreekte rou eier nie. Julle, en dit is presies wat God ook met ons doen. Hy verander ons hier van binne af. Hier aan die buitekant is ons maar partykeer maar soos 'n gebreekte dop, nê? Ons weet ons liggame gaan eendag nog ook gebreek word, nê, wanneer ons doodgaan. Maar hier binnekant is waar ons verander word. Hier binnekant is wat God wil hê ons hom moet toelaat, sodat ons anders kan begin dink en anders kan begin doen. Maar julle, hierdie verandering is nie altyd lekker of soos ons dit wil hê nie, nê. Dink maar net gou aan die eier. As jy hierdie eier vat en jy wil hom bak, of jy gaan hom as hy nog 'n heel eier was en jy wil hom kook, dan moet hy mos baie warm gemaak word, nê. So die eier, dis nie lekker vir hom om gekook te word of gebak te word of gebraai te word of geklits te word of geroer te word nie, nê? En so is dit vir ons ook nie altyd lekker wanneer God ons hier van binne af verander nie. Want kom ons wees nou eerlik, nê? Dis nie altyd wanneer ons die regte ding doen by die skool, dan partykeer lag 'n maatjie vir jou en sê maar, jy weet, hoekom wil jy nie saam met ons dit doen nie? Of hulle wil dalk hierdie stoute ding doen, maar jy sê nee. En dan partykeer lag hulle vir jou of hulle stoot jou weg en jy verloor dalk ander maatjies, nê? So dis nie altyd lekker wanneer God ons verander om die regte ding te doen nie. Maar dit is hoe hy met ons werk en ons moet hom vertrou dat wanneer hy ons roer en klits en miskien deur 'n proses van hitte vat, dan moet ons hom vertrou dat hy besig is om ons te verander, sodat ons anders kan dink en sodat ons anders kan optree. Maar die belangrike ding is, God doen hierdie verandering. En ons moet hom vra om dit te doen, sê Paulus. Ons kan dit nie self doen nie. God doen dit self. Ek wil hoor, wie van julle ken die gediggie van Humpty Dumpty? Kom ons sê dit gesaam op. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Julle ken dit mos baie goed, nê? Maar julle, ons dien 'n koning. En sy naam is Jesus. En hy kan ons weer heel maak. Hy verander ons, sodat ons bruikbaar is, sodat ons 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. En dan wil ek jou uitnooi om saam met my nou ook die nagmaal te gebruik. Ons weet dat Jesus
aan die kruis vir ons sondes gesterf het, dat sy liggaam gebreek is. En mense het gedink, maar dit is verby, dis finaal. Sy liggaam is gebreek. En dit is so, hy was dood. En sy liggaam is vir ons gebreek. Maar op die derde dag het hy weer opgestaan. En dis hoekom ons saam die nagmaal kan vier, want ons weet, ons dien 'n koning, wat nie net hierdie wêreld heel gemaak het nie, wat nie net ons sonde kom vergewe het nie, maar ons dien 'n koning wat ons lewe ook daardeur wil verander, en hy wil dit ook nou kom doen deur die nagmaal. So kom ons vat hierdie stukkie brood, en ons eet dit, en ons sê vir Jesus dankie, dankie dat hy ons ook hier van binne af verander. Soos wat hierdie brood 'n teken is van Jesus se liggaam wat gebreek is, so is die wyn ook 'n teken, of die druiwesap 'n teken van Jesus se bloed wat ook gevloei het. En ek wil jou uitnooi om dit ook vanoggend saam te drink en vir Jesus dankie te sê. Dankie dat hy sy bloed vir ons laat vloei het, sodat ons weer heel kan word, sodat ons weer verander kan word, om meer soos Jesus te kan wees. So kom ons drink dit en ons sê vir hom dankie. Here, baie dankie. Dankie dat ons weet, u stikkende mense, ons, weer heel kan maak. Dankie dat u liggaam vir elkeen van ons gebreek is, sodat ons vergifnis kan kry, sodat ons verander kan word, om meer soos u te kan wees. Here, en ek wil bid vir elke een, Here, in hierdie week wat kom, Here, mag ons u vra, mag ons u toelaat, om ons te verander, om in ons te werk, om ons meer en meer soos u te maak. En ons weet, Here, partykeer is dit maar moeilik, want partykeer lyk die dinge van die wêreld so maklik, soos wat Paulus ook sê, en dit lyk so lekker. Maar Here, dit vat ons verder en verder weg van u af. Maar ons wil kom vra, Here, verander ons. Help ons om op u te vertrou, want u weet wat die heel beste vir elkeen van ons is. En ek wil kom bid, Here, dat u elke kind en elke ma en elke pa in hierdie week so sal verander, sodat hulle meer en meer soos u kan word en 'n verskil kan maak. Ons bid dit net in Jesus se naam. Amen. Mag jy hierdie week God se vrede beleef, mag jy ook beleef dat hy by jou is, en mag jy op hom vertrou, dat hy ook jou van binne af sal verander en nuut maak. Amen.